Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat met julle gesels en natuurlik dankie en skade genade vir die ondersteuning. So kom ons begin met die goeie nuus. Teen die tyd wanneer julle hopelik hierdie nuusberig kry, die rentekoerse verlaag. Ons verwag dat dit donderdag met so 0,25% gaan verlaag. Maar daar is redelik optimisme onder ekonome dat ons nog verlagings kan sien deur die res van die jaar. En dit sal natuurlik help en brandstofpryse bly ook, as brandstofpryse stabiel bly, kan dit help om inflasie nog laer te laat neig en natuurlik dan rentekoerse ook laer te laat neig. Oliepryse 'n bietjie op hierdie laaste paar dae, so na $72 'n vat toe. Dit bly maar 'n groot risiko en dit skommel maar rondom die onsekerheid in die Midde-Ooste wat daar aan die gang is en natuurlik meneer Trump wat vir Rusland 'n ultimatum gestel het rondom die oorlog in Oekraïne, toe dit het alles maar onstabiliteit tot gevolg. Die rand bly relatief sywaarts hier rondom 17.80. Soos ek gesê, daar is wel ekonome wat dink ons kan hier na R17 op 'n dollar beweeg einde van die jaar, hoofsaaklik weens swakte in die Amerikaanse dollar. Nou die brandstofprys bly maar bokspringerig. Petrol lyk vir my gaan volgende week daal. Hulle praat van so 30 sent 'n liter, maar diesel styg weer met so 60 sent 'n liter skynbaar. En onthou dis weens wêreldwye tekort aan diesel. Ons het al vroeër daaroor gepraat en ons het nie regtig meer raffinaderye nie, so alles word al ingevoer. Dan ook bietjie minder goeie nuus. Meneer Trump het besig met redelike ernstige onderhandelings. Hy het 'n ooreenkoms bereik met die Europese Unie om 'n 15% invoertarief op Europese uitvoere na hulle te bereik. Hulle sê dit is 'n goeie ding, maar daar is maar twyfel. Hier by ons, 1 Augustus skynbaar tree die tariewe in werking, minimum van 30%, en die ontleeders is maar van mening dit gaan die ekonomie regtig 'n skok toe doen. En natuurlik, dit lyk ook nie of ons regering baie bekommerd is nie. Wat wel deurskemer, is dat die regering bereid is om te onderhandel om veral hoenderinvoere baie makliker na ons toe te maak. Hulle het reeds begin daarmee van Amerika af en nou lyk met blou bessies ook op die lys beland. En dit bly vir my sleg dat landbou altyd op die altaar geplaas word. Want so 'n klomp jare terug was dit ook hoendervleis invoere teenoor motorkar uitvoere. Kom ons glo daar gaan 'n vergelyk kom, want ons dele van ons sitrusbedryf, wyn en neute gaan baie swaar kry met hierdie 30% verhoging na die Amerikaanse mark toe. Sommer dan net daarby in aansluiting. Onlangs het ons 'n opname gedoen, eintlik so 'n week of 3 terug, onder so 118 landbouekonome. En die meerderheid van hulle is steeds van mening dat regeringsbeleid is een van die grootste risiko's vir die landbou. En die risiko word verwag om toe te neem. Dis nie besig om weg te gaan nie. So 'n mens moet maar baie mooi hieroor dink, as jou regering eintlik jou grootste risikofaktor is waarmee hulle besig is. Nietemin, die groot geldinstellings, soos ons gesê het, verwag die rand kan sterker word aan die einde van die jaar toe. Die IMF is ook maar bietjie brommerig oor ons vooruitsigte. Hulle dink hierdie jaar gaan ons so met 1 persentasiepunt groei. Onthou, laas jaar was ons nader aan 0. En hulle hoop in 2026 gaan die groeikoers optel hier nader na 2%. Natuurlik, die onsekerheid rondom die tariewe speel 'n rol en ook hulle praat van ons ekonomiese beleidshervormings wat baie traag is. Nou die nuutste onverstaanbare besigheid is dat die regering het so 900 miljard rand se nuwe waarborg aan Transnet uitgereik om hulle aan die gang te hou. Met ander woorde, die staat waarborg die lenings van Transnet en hulle hoop dan natuurlik Transnet gaan op die voete kom en kan winsgewend wees. Maar nou ja, dit sukkel ook maar want die privatisering en privaat treine so al 'n jaar terug geloop het. Dan ook in dieselfde trant Eskom is nou besig met 'n hofsaak. Hulle wil elektrisiteit deregulering stop en hulle wil die verspreiding van die elektrisiteit deur ander maatskappye in die hof aanvat terwyl dit eintlik regeringsbeleid is. Dit bly maar vir 'n mens vreemd dat die staat teen homself veg en nie weet wat aangaan nie. En dit rondom Transnet ook, die week gery in die Karoo, honderde kilometers langs 'n spoorlyn, niks gesien nie, 2 lokomotiewe, geen waans nie, natuurlik vragmotors, die grootste risiko, hulle ry die padvlenters, en dit bly maar klip in ons skoen om te probeer verstaan. Dan net oor hierdie deel, die FAO het ook hierdie week weer eens en ander organisasies ook
verklaringe uitgereik waar hulle sê biosekuriteit rondom die dierebedryf is die grootste risiko in die volgende 10 jaar. En hulle het dan 'n oproep gedoen dat lande hulle biosekuriteit-maatreëls moet opskerp en harmoniseer. En hulle het regtig daarop gewys dat ons nie moet voete sleep in die volgende paar jaar nie. Hulle verwys spesifiek na voëlgriep, pek en klauseer en ook met verpligte inentings en natuurlik internasionale samewerking waarvoor lyk by ons mense maar bangerig is. Ek weet nie hoekom nie, want dit is ons oplossing. In Argentinië en Brasilië het hulle pek en klauseer onder beheer gekry met entings en so meer. Maar dan ook wat 'n bietjie vreemd is, Amerika het so 'n week of wat terug alle beesinvoere uit Brasilië stopgesit, is omtrent skynbaar so 'n kwart van hulle aanbod, weens 'n hoogs aansteeklike tipe skroewwurm. Dit is 'n skroeworm, spesifieke tipe wat 'n larwe vorm en in die vleis inboor. So ek hoop ons owerhede is paraat, ons het dit nie ook nodig nie. Kom ons neem 'n breek en praat ons verder. Met die verwagting dat rentekoerse gaan verlaag, wys ek graag vir julle hierdie grafiek. Die stafies is die rentekoers, prima rentekoers, en julle kan sien die onderste deel hoe het inflasie gedaal, en daar is regtig baie ruimte om rentekoerse te verlaag. Ons reële rentekoers, dit wat bo inflasie is baie hoog en daarom is bly daar druk op die Reserwebank. Die vooruitsigte as inflasie kan hou, is dat rentekoerse nog redelik laer kan beweeg en dit sal baie goeie nuus vir ons boere wees en almal wat produksiekrediet en lenings het. So vooruitsigte op die oomblik hier lyk regtig goed vir nog rentekoersverlagings. Die winter is nog nie verby nie, al wens ons dalk so. Het jy geweet jy kan jou koringoes teen sneeu verseker of jou besproeiingskoring teen ryp verseker? Jy kan ook 'n veel goedkoper premie betaal indien jy slegs koringknak uitneem. Kontak jou skadegenade verteenwoordiger vir die terme en voorwaardes of om meer inligting te verkry. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug, ja, die oeskatting hierdie week is verder aangepas, of die mielieoes na 15 miljoen ton toe, dit is nogal 'n bietjie beter as wat dit was by wit en geel. Die grondboneoes, baie dis bietjie kleiner, so 2000 ton minder as die vorige oes, terwyl sorghum en droë bone dieselfde gebly, en so terloops die droë boneoes so amper 75.000 ton wat 'n baie goeie oes is. Dan mielies, die witmielie oeskatting is aangepas, na so 7,7 miljoen ton, amper 100.000 op. Geel mielies is ook met so 150.000 op aangepas na 7,3 toe, wat vir ons 'n totaal gee van so rapsie oor die 15 miljoen ton met redelik goeie opbrengste. Dan dieselfde trant, Chicago, redelike daaltendens, hulle mielieoes vooruitsigte lyk baie goed. Goeie proses wat daar aan die gang is en hulle sê van die beste mielietoestande in baie jare. Hier by ons so 11 miljoen ton gelewer van die 15 miljoen verwagte oes. Witmielie so 5,4 miljoen ton gelewer van die 7,7. Die groot probleem is omtrent 64% is graad 1 witmielie. So almal skram nou om graad wit 1 mielies te kry vir die belenaars. Daar is ook graad 2, dit is ook hier by die 25-27%, en ons sal moet sien hoeveel gaan in die mieliemaalbedryf in. So dis hoekom witmieliepryse so hoog bly. Dit het die laaste week redelik gedaal hier na R4.600 'n ton toe, so amper R500 'n ton daling. Dis nog steeds te duur vir die veevoermark. Hierteenoor geelmielieoes so 5,5 gelewer van die verwagte 7,3. Dit gaan maar stadig in die Oos-Vrystaat het daar weer baie reën uitgesak en ander dele wat die stroopproses vertraag. Maar geelmielies feitelik 98% graad 1 en graad 2, so nie probleme daar nie. Prys het ook so 'n bietjie gesak, maar nie soveel soos wit nie, is hier rondom R4.000 'n ton. Dan die oeskattinge. Sonneblom oeskatting is weer verlaag na net so by die 700.000 ton en sonneblom so bietjie hoër op 2,7. Die sojabone het baie goed gedoen in 'n nat jaar. In Amerika beweeg dit bietjie laer, hier by ons ook laer na R7.200 'n ton en lewerings begin nou redelik einde se kant toe kom asof ja. En dan sonneblom, dis maar stadige lewering so 660.000 van die verwagte 700.000 in die ton
plantprys bly redelik stabiel hier by 9500. Dan is daar ook voor plantvoornemings bekend gemaak vir die wintergewasse. Nou koring, baie dieselfde as laas jaar, so 512.000 hektaar. Gars, so 2000 hektaar meer op 95.700. Canola, so rapsie minder, by 165.000 en dan haver ook bietjie minder en soetlipine ook bietjie minder. Die koring sal ons moet sien baie dieselfde as laas jaar en die Weskaap ook baie dieselfde. Pryse van koring bly rondom 6.300 ten spyte van die verhoogde tarief. Dit bly vir my nog steeds baie vreemd dat naby maande 6.600, 300-400 rand 'n ton duurder is as Desember, terwyl die internasionale markaanduiders die teenoorgestel is. Aardappelpryse bly sywaarts op R55 vir 10 kg, dis so op die 5 jaar gemiddelde tendenslyn en by pekaneute is daar ook die groot verandering in pryse nie, sover as weet nie, maar die wisselkoers wat op en af spring. Dan by die veemarkte, dankie vir die boere wat die pryse deurgee. Nou, baie goeie nuus is dat Garant Beef toegesluit is om hierdie week met slagtings te begin, so dit gaan die aanbod van klas A karkasse verhoog op die mark. En klas A het nou teruggesak, julle sal onthou hier op 'n stadium was dit R83 per kilogram, dit is nou af, dat so R70 per kilogram, maar baie interessant vir my bly, dat klas AB so R67 per kilogram is. Dis regtig iets waaraan ons moet aandag gee, die mark is besig om te skuif, en natuurlik daar meer veldvleismoontlikhede vorentoe. Dan speenkalfpryse hou, die banke rapporteer hier rondom R5.36 per ton, maar dit wissel maar baie, party streke tot R32 per ton, maar is verbasend dat dit hou. Lamvleis ook begin laer neig, mense sien heelwat lammers deur die Karoo, en pryse wat neig so tussen R100 en R106 per kilogram, en klas C so rondom R70 per kilogram. Varkvleise nie verander nie, baie stabiel rondom 34, terwyl hoendervleisprys so 'n bietjie laer begin neig het met so vir bevrore hoender 34, 35 en vars hoender bly nog duur 39. Dis die nuus van die week. Groete van Johan Willemse en dankie aan Skare Genade.